Neem gerus jou sitplek. Dit is my so lekker om vanoggend vir jou hallo te sê. In hierdie nuwe seisoen in my lewe. En as jy nog nie weet nie, dan het ek die voorreg gehad in hierdie week om 'n oupa te word. En ek het net gedink, miskien kan ek vir jou 'n klein Heidi wys. Dis die beste wat ek uit haar kon kry. Die beste pose om net vir jou te wys hierdie incredible jong lyfie wat maandagmiddag laat gebore is in ons huis. Gesin, dis nou nie in die huis nie, ne? En ons is so dankbaar hoe goed die Here is, en as ek so beleef het net hierdie week, ongelooflik het die Here ons liggaam gemaak, né? 'n liggaam wat kan, dis nog op die fotootjie, dankie, 'n liggaam kan geboorte gee, en 'n babatjie voortbring, en 'n liggaampie wat so klein kan wees, né? En wat kan 'n mens word. En dit was net weer 'n incredible ervaring gewees, so ek celebrate net die Here se goedheid vanoggend saam met jou, en ook my dogter se uithou vermoë. Was nie maklik gewees nie. So, vanoggend het ek 'n vraag vir jou. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? En as ek jou die vraag vra, dan vra ek vir jou, hoe gaan dit met jou fisies? So sê gou vir die ou langs jou, hoe gaan dit met jou fisies? Jy weet, hoe gaan dit met jou? Stel, dat iemand daar langs jou net bietjie hoor, hoe gaan dit met jou vanoggend? Jana, ons is so bly jy is hier. Hier is hy. Jana was die hele week in die hospitaal. So, ons is so dankbaar om jou hier te hê, né? Die Here is goed, hy gee dokters 'n bietjie pille en dan kom hy en hy kom doen net iets amazing. So as julle nie weet nie, die Lombardse huis het bietjie siek gewees hierdie week en ons is dankbaar die Jean en Jonas hierso. Dis hoekom Jean nie gesing het nie, want hy het nie 'n stem nie. So moenie met hom praat vanoggend nie, hoor. Groet hom net en wees lief vir hom. Ja, sy. Ek begin graag hierdie laaste in ons reeks oor heel, begin ek graag met ons skrifvers vir hierdie gedeelte, vir hierdie reeks. 1 Tessalonisense 5:23. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. As jy na hierdie vers kyk, dan is daar iets wat jy hier moet raak sien, iets wat die Here vir ons baie duidelik hier kom sê, en dit is dat jou hele menswees is vir God belangrik. Jou hele menswees is vir hom ongelooflik belangrik. En wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan skryf hy die brief aan die kerk in Tessalonisense. Timoteus het by hom kom kuier en hy het vir hom nuus gebring oor hierdie kerk. Want hierdie kerk het 'n ongelooflike getuienis wat uitgaan. So wanneer Paulus skryf in die eerste hoofstuk vers 8, dan sê hy, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Agaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om iets daarvan te sê nie. Hierdie gemeente was 'n gesonde kerk gewees. Dit was 'n klomp ouens gewees wat 'n impak gemaak het, oralste in hulle omgewing. En die ding wat ons hier kan aflei is dat 'n gesonde kerk bestaan uit mense wat gesond is, mense wat heel is, mense wat die werk van Christus in hulle lewe ontdek het en hulle eie gemaak het. En hulle het vanuit daai plek van Jesus se redding, Jesus se oorwinning, Jesus wat vir ons dit kom bemagtig om te kan kwaliteit besluite in ons lewe neem, om te kan in God se wil leef, om te leef soos God wil hê, en God toe te laat om net in my te werk, maar ook deur my te werk. Gesond wees, vanoggend wil ek met jou praat oor gesond wees, want ek wil met jou praat oor jou liggaam. En wanneer ons praat oor gesond wees, dan praat ons nie oor gesond wees waar dit oor jou gaan nie. Gesond wees gaan oor ander mense. Gesond wees gaan oor dit wat God eintlik deur hierdie liggaam van my en jou wil doen. As ek net so 'n oombliekie daar kan pause, kan ek gou vra, is dit ek wat die mikrofoon so laat raas? Is dit ek? Is dit nie ek nie? Is ons reg? Kan ek hom nou vat?
Het ek julle aandag. As ons praat oor gesond wees vanoggend, dan wil ek hê jy moet hieraan dink deur hierdie gesprek, dat dit gaan nie oor jou nie. Ek het 'n onderwyser op skool gehad, meneer Allen. Meneer Allen het nie 'n linkerarm gehad nie. So toe meneer Allen deel raak van ons skool uit van die laerskool afgekom, kon jy hom so gekyk het en gedink het, jy weet, gaan ons nou net 'n halwe onderwyser kry. Meneer Allen was die energie van ons skool gewees. Meneer Allen was die beste onderwyser wat ek gehad het in die skole waarin ek was. Ek was ook 12 jaar op skool. Meneer Allen was die ou gewees wat langs die sportveld die eerste span afgerig het. Hy is die ou wat gesê het, kom Flash, jy kan. Kom aan man, ek glo in jou. Maar hy was nie ou gewees wat net ons gepraat het en ons aangemoedig met sy mond nie. Hy was ook die provinsiale span in sy tyd se flank gewees. Hy was 'n first team player eerste, voordat hy die first team afgerig het. Jy sien, hy's 'n ou wat ontdek het wat sy roeping is, en hy het dit uitgeleef, en het 'n ongelooflike impak in ons lewe gehad. Vandag toe nog is meneer Allen iemand wat ek nooit sal vergeet nie. En die manier hoe hy met ons gewerk het, die manier hoe hy ons aangemoedig het verskeie kinders in ons skool definitief se lewens op 'n ander vlak geplaas. Jou lewe beïnvloed jou omgewing, jou hele lewe. Jou geloof, jou ingesteldheid, die manier hoe jy goeders doen, het ver meer 'n impak as wat jy ooit kan dink. En God kom gee vir jou 'n liggaam, hierdie tasbare fisiese ding wat mense kan duidelik raak sien en soms aanvat ook en dalk voel. Gee God vir ons, sodat ek en jy, wanneer ons in ons liggaam aandag gee, dan kom gee ek nie net aandag aan my liggaam, sodat ek net kan fikser wees of sterker wees nie. Ek kom doen dit, omdat my liggaam beïnvloed ook my emosies en dit beïnvloed my gees. Ek dink in hierdie reeks het ons so 'n paar goed raak geslaan, wat ons weet die Here is besig om te werk met ons. In die eerste Sondag het ons gesels oor die gees, en in die tweede Sondag oor siel. En in die eerste Sondag het ons spesifiek gesels oor vrees en angs, wat baie van ons mee uitdagings het. En dis so belangrik dat ons in hierdie reeks toelaat dat die Here met ons kan praat, sodat ons kan kwaliteit besluite kom neem met dit wat die Here in ons hart kom praat, en ook vandag weer. En as jy byvoorbeeld sukkel met angs en vrees, wil ons jou ondersteun, wil ons jou geleentheid gee met ons Overcoming Anxiety kursus, wat hierdie Dinsdag begin. En vir die volgende 3 Dinsdae deel te wees van 'n kursus wat jou gaan bemagtig en wat jou gaan help om 'n absolute oorwinning te leef en vanuit die waarheid te kan oorkom en te leef in dit wat Jesus vir jou kom gee het. En spesifiek as dit gaan oor vrees en angs in jou lewe. Verlede week het ons 'n bietjie gesels oor nederigheid, en Miller het so mooi kom gesels oor nederigheid, en het so mooi kom weerspieël met 'n reënboog en al die kleure. Maar ek dink, dis 'n oomblik gewees waar ons vir die Here kan kom sê, Here, kom wys my die pad van nederigheid. Here, as daar arrogansie in my lewe is, as daar selfgefokusheid in my lewe is, kom lei my, kom help my. En vanoggend wanneer ons praat oor die liggaam, dan gaan dit daaroor dat ons wil ons liggaam in lyn bring met die waarheid wat God vir ons het. En ons wil seker maak dat ons het gesonde ritmes en gewoontes in ons lewe, en dat ek in my daaglikse lewe veranderinge maak, wat my help om te leef in die plan wat die Here vir my het. Ek dink wat ons moet besef is dat wanneer ek my liggaam versorg, dan is dit nie 'n praktiese ding wat ons doen nie. Wanneer ek my liggaam versorg, dan is dit 'n vorm van aanbidding tot die Here. In hierdie week in die hospitaal, Heidietjie is gebore 5:30 maandagmiddag, en sy het as gevolg van 'n paar goed wat hulle opgetel het,
gebly tot Vrydag toe. Tot twee ouers se geweldige frustrasie en hulle wil net plaas toe. Hulle is nou al 'n week van die plaas af. Maar ek het gesien in hierdie week in daai hospitaal, ek was 'n verskeie kere daar gewees, hoe ongelooflik baie moeite doen ons as ouers. Doen ons om ons kinders op 'n gesonde plek te kry, sodat hulle gesond kan huis toe gaan. En ek het net besef, jy weet, hoeveel moeite word daar gedoen in 'n hospitaal met al die mediese personeel en elke suster wat wissel die verskillende tye van die dag en al die moeite om dit seker oor te maak. Maar as ons dink aan ons eie gesondheid, as jy dink aan jou eie gesond wees as 'n mens, hoeveel moeite gee ons daaraan? In my eie lewe, ek so 'n bietjie terugdink, om eerlik te wees met jou vanoggend, het ek eers omtrent op die ouderdom van 40, het ek besluit om gesond te wees in my fiksheid. En om met my fiksheid aandag te gee. En om te begin oefen en weet in te hardloop en dit elke dag te doen. En so 5 dae 'n week het ons geoefen maar ek kon nie die Comrades hardloop nie. Met die fokus op ek kon nie. Ek sou, maar kon nie. Ek het probleme in 'n voet opgetel. Maar eers omtrent hier in my 50s het ek begin aandag gee aan my gesondheid rondom my eetgewoontes. Jy sien, as mens jonk is, dan dink jy mos, jy kan alles doen, kan alles eet en alles is okay en in die wêreld vat ons maar op 'n trip, nou alles weet wat mode is, vat ons en wat maklik is en die manier hoe winkels ontwikkel het, maak dit ook nie makliker vir ons nie, né? En die gier van die dag, jy weet, ek bedoel, vandag, wat is die nommer 1 gier, ons almal weet, is coffeeshops. En ons almal hou van 'n coffeeshop. En dit was eers baie later, wat ek begin besef het, dat wanneer ek kyk na myself, doen ek dit nie vir myself nie. Ek doen dit nie vir myself nie. Daar's 'n wêreld wat ek impakteer. Daar's 'n wêreld waarvoor die Here my geroep het. Ek bedoel, hierdie week het ek besef, daar's 'n kleinkind waarvoor die Here my hier geplaas het. Ek het besef, ek wil nog 'n paar ekstra jare hê. Ek het 'n paar drome bygekry hierdie week. So, ek en jy besef, dat vir God is my en jou se liggaam belangrik. Het gaan nie net oor my en jou nie. En vanoggend wil ek bietjie saam met jou kyk vanuit 'n Bybelse perspektief, want wanneer ons kyk na ons fisiese gesondheid, is dit baie meer as oefening en as net 'n gesonde leefstyl. Het gaan oor verantwoordelike rentmeesterskap van 'n liggaam wat die Here vir ons kom gee het. 'n Vriend van my, Benny's Buys, wat in die Raslou gemeente bedien, het die volgende gesê. Hy sê, ons liggame is nie ons eie besitting nie. Hy sê, dit is 'n gawe van God, wat my en jou in staat stel, om God te dien, om mense lief te hê, en om my roeping uit te leef, met energie, met vreugde, en met volharding. My en jou se liggaam is belangrik vir die Here. Nou as ons in die Bybel kyk, ek weet nie of jy dit al raak gesien het nie, maar daar staan nêrens die woordjie fiksheid nie. Nêrens. So ek wil vanoggend net vir jou sê, ek het nou mooi gaan kyk, voor ek nou hierdie volgende gaan sê. Ek het mooi gaan kyk of hy woordjie nie daar is nie, of ek nie dalk kan vanoggend vir jou 'n gymkontrak bring, of dalk help om jou drafgewoontes aan te pas nie. Maar ek wil vanoggend vir sê, ek gaan nie vir jou na die gym toe jaag nie, ek gaan nie vir jou laat jy moet gaan tekkies koop nie. So jy kan ontspan. En ek sien is 'n paar van julle wat my klaar so kyk en sê, moenie worry nie, ek het lankal besluit ek gaan nie. Dis okay, dis okay. My hoop is vanoggend om jou uit jou stoel uit te kry. Dis wanneer ek en jy onsself versorg, dan aanbid ek God en dan wil ek wyse keuses maak. En ek wil gehoorsaam wees. En daarom wil ek jou nooi om saam met my vanoggend 'n bietjie te kyk. En ek begin by 1 Korintiërs 6 vers 12. Paulus sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Hierdie woordjie oorheers.
is die gedagte van ek sal nie laat iets my vasmaak nie. Ek sal nie toelaat dat iets my vasgebind hou nie. Ek sal nie die slaaf van iets wees nie. As ek hierdie gedeelte sien van oorheers, dan sien ek altyd 'n bil met 'n neusring en hy word met 'n ligte stukkie tou, word hy so aan sy neus gelei. Paulus sê, ons sal nie laat iets die kontroles neem van my lewe nie. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Hier's 'n paar woorde in hierdie 2 verse, dink ek, wat vir ons so belangrik is, as ons dink aan ons liggaam. Is die woord tempel, is die woord verheerlik. En dan eindig Paulus af met liggaam en gees. En ek wil begin om vanoggend bietjie met jou te gesels oor jou liggaam. Ek dink is die eerste belangrike ding, as ek dink aan my liggaam, dat ek sal besef dat dit is 'n skepping van God. Dat ek in sy beeld gemaak is, dat ek na sy gelykenis gemaak is. Ek bedoel, net daai gedagte alleen moet jou mind blow. Dat God kies om op hierdie aarde 'n fisiese mens te kom neersit, wat God weerspieël, en oralste waar jy dus kom, by die skool, in die boardroom, by 'n kliënt, daar in die hospitaal, in die kafee, elke plek, is 'n plek waar, wanneer mense jou beleef hulle 'n skepping van God. Beleef hulle iemand wat in Christus lewe, en wat die volle pakket ontvang het, en wat die heerlikheid van God dra, en oral waar ons kom, is daar hierdie impak wat gebeur deur ons lewe, van ons kind, tot ons baas, of ons kliënt. En hoe ek en jy stap, en hoe ek en jy praat, en hoe ek en jy doen, en hoe ek en jy maak of skep, hoe ek en jy dink, hoe ons net teenwoordig is in die plekke waar ons is ek en jy besig om 'n verteenwoordiger te wees van die hemelse, goddelike koninkryk. Elke dag en elke oomblik. En ek dink wat amazing is van hoe God my en jou geskape het, is dat hierdie skepping, hierdie skepsel, is die enigste ene wat 'n bewustelikheid het van wie ek is, waarom ek is, en ek kan besluite maak hoe om dit uit te leef. Ek en jy het die mental en die physical en die spiritual capacity gekry om hierdie lewe wat God bedoel het vir ons, om dit uit te leef en om alles 'n uitdrukking te gee in die fisiese. Die tweede is die woordjie tempel. Paulus sê, weet julle nie dat julle is 'n tempel nie. Nou ek dink, vir enige mens, en enige mens wat lank genoeg in die kerk is die woordjie tempel, en om te dink dat ek is 'n tempel, is dit soos in, wat beteken dit? Ek bedoel, dit is soos in, daai tempel wat God laat bou het, dit was eers mos die tent van samekoms, en toe was dit die tabernakel, en toe was dit die tempel. Dit was baie spesifiek, dit was presies, dit was van die beste materiaal gemaak, dit was hierdie heilige plek gewees, wat opgepas was deur die priesters. Niks mag daar ingekom het wat onheilig is nie. Daar's 'n sekere manier hoe 'n priester homself voorberei het as hy ingegaan het in hierdie tempel. En nou kom die Here in die Nuwe Testament en die Here Jesus kom sê, ek sal in 3 dae hierdie tempel afbreek en ek sal hom weer opbou, bedoelende hy verwys na hierdie liggaam van hom. En so wanneer Paulus kom praat van tempel, dan het ons is al reeds voorberei, hoor, hier is iets wat gebeur. Jy sien en nou, is dit nie net Jesus wat hierdie heilige is, wat opgestaan het, en dis ek en jy, wat deur sy heiligheid gevul word, deur sy heiligheid verander word. Dit is, jy is heilig in Christus. En daar is verseker 'n proses wat God in jou lewe stap om hierdie heiligheid uit te werk, maar in God is jy heilig, en jy is die plek waar God kies om te kom woon. So nou is die vraag, as ek en jy kyk na my liggaam, hoe versorg ek dit? Hoe kyk ek na hierdie plek wat aan God behoort? Hoe kyk ek na hierdie plek waar hy woon?
Wat laat ek toe in my lewe? Ons word baie gekonfronteer deur stres en trauma elke dag. Hoe laat ons toe dat dit my beïnvloed? Wat doen ek daarmee elke dag? Hoe bou ek gewoontes en ritmes in my lewe om seker te maak dat ek nie toelaat dat hierdie goed kom woon nie binne in my en kom affekteer my nie? Elke dag wil dit ons kom beïnvloed. En die Bybel is vol van plekke waar mense soos Job, soos Dawid, soos Jeremia, selfs Salomo in die klaagliedere, hoe hulle skrywe, hoe hierdie goed wat na my toe kom en hierdie goed wat my affekteer, hoe dit my binnekant affekteer, hoe dit my ingewande, my maag, my niere, my hart, my gedagtes affekteer. Ouens, hierdie goed in ons lewe het 'n ongelooflike effek. En daarom wil ons kyk daarna. Daarom wil ek na twee goed in my lewe kyk. Die een is, wat laat ek toe? En die tweede ding is, watter gewoontes kweek ek in my lewe? En ek dink daar's 3 gesonde gewoontes waaraan ek en jy moet aandag gee, waar ons moet gesels. En dit is eerstens, wat ek inneem, wat ek eet of drink, hoe ek beweeg en rus. Dis die 3 gewoontes waaraan ons wil aandag gee. Dis die 3 gewoontes wat ons wil toelaat dat die Here kom en dat die Here vir my wysheid gee. Want ek weet dat elke ou wat hier sit, ons is op 'n ander plek, né? Maar ons moet die Here toelaat om binne in wie ek is, om my te kom bedien. As ek net kyk na ek en Adel, ons bly in dieselfde huis, ons is ongeveer ewe oud, ons het dieselfde waardes en goedes, maar daar is sekere goed wat vir haar werk, wat nie vir my werk nie. Ek kan nie so ver soos sy hardloop elke dag nie. Ek kan nie. Ek kan dit om ander goeders doen, maar daai ene kan ek nie doen elke dag nie. Nou as ons kyk na ons eetgewoontes, dan het ek net gehoor hierso. Wie is die Burger King ouens? Niemand. Wie is die McDonald's ouens? Niemand. Okay. Wie is die Kentucky ouens? Okay, ek het hom. Chinese? Okay, Jaco is nie nou hier nie. Hy was nou hier gewees. Panarottis? Romans pizza. Romans pizza. Die Romans pizza in hierdie omgewing, sê Jaco vir my, doen baie goed. Dit is een van die top. So ek weet dat hier's baie van julle wat daar gaan draai. As dit kom by kos nou, ons almal het cravings. Ons almal hou van lekker kos. Ons almal hou van seker goed wat ons drink. Ek hoor in hierdie week van 'n dominee, daar in 'n klein dorpie vertel iemand dat hulle die Coke daar, die depot, die Coke kon nie goedkoop daar kry. So die dominee het in sy garage het hy so al langs die mure, uit die kratte so hoog gestaan met die 2 liter Cokes wat hy seker gemaak het, julle verstaan hè. Ek het baie in my lewe te doen gehad met mense wat Coke so gaan slaap met 'n 2 liter en staan op net om weer nog een te gaan uithaal. Dis nie goed vir jou nie, maar dis 'n ander gesprek. Jy kan my na die tyd kom kuier. 80% van ons eetgewoontes word bepaal oor hoe jy dink oor kos. Ons ingesteldheid oor kos is ongelooflik belangrik. Dit is daai emosionele goed wat jy toelaat om in jou lewe jou te beïnvloed as dit kom by kos. Is daar trauma, is daar alleenheid, is daar verveeldheid, of is daar net cravings? So belangrik dat ek en jy kyk na ons ingesteldheid. As ek dink aan Dis-Chem, nou, hoeveel mense gaan na daai ry toe daar op die punt? Julle ken die ry op die punt. Dis waar al die dieete is. Dis waar al die pilletjies is wat goed brand en so aan. Ons weet almal dit werk nie. Maar daar is dieete wat werk, maar ek dink as dit kom by kos, daar's nie een perfekte dieet vir almal nie. Dit gaan oor 'n gesonde eetplan. Dit gaan oor dat ek en jy volgens my leefstyl, volgens my mediese geskiedenis dalk, volgens my ouderdom, dat ek prakties raak oor my kos. En dat ek besluite maak wat kwaliteit besluite is, en dat ek die geprosesseerde goeders en die verwerkte goeders los, en dat ek vars en organies, en dat ek die goeders kry wat natuurlik is in my lewe. Want dit is goed vir my liggaam. Ons weet dit eintlik. En ek dink een van die uitdagings wat ons terughou om regtig met kos in ons lewe moeite maak, is die ding van tyd. Ek weet nie van jou nie, maar jy is baie keer so haastig, jy is baie keer so uitgeput, dat jy sien nou lus om nog voor die potte te gaan staan nie. Daarom is dit belangrik dat ons kwaliteit tyd sal maak om lekker kos te maak. Dat ons al moeite doen daarmee. Tweede punt, beweging.
En ek dink as ons praat oor beweging, dan vra ons eintlik die vraag, so moet ek nou oefen en hoeveel moet ek oefen? Nou, as jy nou met my vrou praat, dan gaan jy nou 'n ander antwoord kry as jy by my kry, né? Sy is bietjie swaarder op daai antwoord, ek's bietjie ligter met jou vanoggend. Maar ek dink as dit gaan oor oefening en oor beweging, is dit belangrik dat ek en jy vir onsself vasmaak. God het my gemaak as 'n mens op aarde. En hy het my gemaak om te kan beweeg. Hy het my gemaak om te kan my arms en my bene gebruik en om te kan in beweging wees. Maar hy het my ook gemaak om te werk. En fisiese werk en beweging in ons lewe, ouens, is deel van ons roeping. Dis deel van wie jy is. Dis deel van hierdie pakkie. Maar nou sit ons met hierdie challenges en ek weet nie of jy altyd, almal van ons dieselfde uitdagings het nie. En dit is die uitdaging van skerms. Skerms in ons lewe vat ons aandag, vat ons tyd, hou ons op die couch, hou ons op 'n sitplek wat ons keer dat ons genoeg beweeg in ons lewe. En die nuus deesdae is dat die nuwe rook is sit. Ek weet nie of jy dit weet nie. En dit is so belangrik dat ek en jy sal aandag gee, want hoe God ons gemaak het, is ongelooflik wonderlik. Jy weet, vir my wat 'n mediese agtergrond het, en toe ek deur daai anatomie vakke gegaan het, ek bedoel as jy kom by die brein, en jy kom by die oog, en jy kom by alles wat hier agter aangaan, sodat wanneer 'n ligstraal inkom, jy in jou brein kan jy 'n prentjie sien. En die amazing ding is, jy sien dit onderste bo en dan draai jy die brein dit om. Is ongelooflik net om te dink hoe jy werk, maar God het ons liggaam amazing gemaak in ons fisiologie of hoe ons werk, maar God het ons liggaam gemaak om te kan beweeg ook. Nie net om te bewonder nie, om te beweeg. Want beweging in ons liggaam veroorsaak, laat ons immuunstelsel versterk. Dat ons breingesondheid verbeter. Dat ons angs en spanning verlig in ons lewe. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek geoefen het, voel ek goed. Gisteroggend toe ek opstaan, was dit bietjie koel. Toe ek nie lus nie, ek's alleen by die huis, mamma is by die baba daar op die plaas, hulle is nou, sy bel bietjie vir Marley, en nou is ek alleen hierso deur die naweek. So wat is nou die beste ding vir 'n man wat alleen is? Braai vleis, jy slaap en doen net wat jy wil. So ek het nie vleis gebraai nie, ek het gedoen wat ek wil. Ek het toe gistermiddag uiteindelik, toe sê ek, nou gaan ek oefen. En hoe lekker is dit daarna toe ek weet, I did it. Maar ek doen dit nie net omdat ek wil goed voel nie. Ons oefen nie net, ons kom nie net in beweging so that I can feel great nie. Ons doen dit. Elke kwaliteit keuse wat ek en jy maak, is om God te verheerlik. In en deur my liggaam. So natuurlik as ons praat van eet, drink en oefen, dan sê ek vanoggend, dit gaan nie oor 'n oefenplan of 'n dieetplan nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar hier is die ding wat ek vanoggend eintlik onder jou aandag wil bring. Dit gaan oor die volgende 2 goed wat ek gou met jou wil bespreek. Die eerste een is, dit gaan oor dissipline en dit gaan oor selfbeheersing in jou lewe. God het vir ons die vermoë gegee. God het vir ons 'n wil gegee om te kan besluite maak om 'n lewe te leef waar ek sekere dissiplines en sekere selfbeheersing in my lewe toepas wat vir my sal help om gesond te leef. En die dieper vraag wat ons eintlik moet antwoord vir onsself as ons dink aan my gesondheid, is wat is God se plan met my lewe? As ek vanoggend vir jou kan vra, wat is God se plan met jou lewe? Wanneer ek so met die manne by Kingsman praat, dan praat ek gewoonlik hieronder. En dan kan ek hardloop na 'n ou toe en ek kan eintlik sê gou vir my, wat dink jy? So as ek nou na jou toe kan hardloop, wat gaan jy sê? As ek jou op die spot plaas, wat is God se doel met my lewe? Want sien, dit bepaal hoe ek gaan kyk na hierdie goed. God se plan met jou lewe is dat jy soos Christus sal word. Dis sy plan. Sien, wanneer ek besef wat God se plan is met my lewe, dan kom sekere dissiplines in my lewe. Daar kom sekere besluite wat kwaliteit raak. Iemand het gesê oor dissipline, hy het gesê, a discipline is a regularly repeated practice that can both personally and communally enrich our attentiveness, cultivate the life and character of Jesus Christ in us, and strengthen our love for God and others. Dissipline in jou lewe is nie net om ewe skielik nou te begin 'n program kry nie.
Dissipline in jou lewe is nie nou net om, dis die regte ding om te doen nie. Dissipline in jou lewe is nie nou om boring te raak en jy's nou nie meer vry om te kan dit of dat nie. Dissipline het 'n ongelooflike effek in jou lewe. En Paulus kom en hy gebruik vir ons die beeld van 'n atleet en hy sê almal wat aan 'n wedstryd deelneem, oefen selfbeheersing in alles. Wat is die wedstryd waaraan jy deelneem? Wat is die doelwit wat daar vir jou is? Ons doelwit, ouens, kan nie net ons besigheid wees nie. Ons doelwit kan nie net my familie wees nie. Ons doelwit is nie net om iets daar buite te kan gaan doen wat 'n verskil maak in mense se lewe nie. My doelwit is eerstens primêr om in die beeld van Christus gevorm te word en om God toe te laat om deur my dissiplines aan goed wat die regte goeders vir my aandag te gee, sodat God kan kom werk in my lewe. Hy sê ek dissiplineer my liggaam en ek maak dit diensbaar. Jy sien, dis belangrik dat daar niks in jou lewe sal wees wat jou vasbind. Dat daar niks sal wees wat jou beheer nie. Niks wat jou control, soos die Engelse woord sê nie. 'n Atleet bereik nie sy doel as hy nou en dan oefen nie, né? Het gaan oor daai volgehoue, doelgerigte dissipline. En net so wanneer ek en jy kom en ons maak klein besluitjies en vanoggend is daar dalk net 'n klein besluit wat jy moet maak. Ek het geweet dis nie goed om suiker te gebruik nie. Ek weet dit al baie lank. En Adele het lankal die keuse gemaak, sy gaan nie suiker drink nie. So elke keer as ek vir haar tee maak of koffie maak, dan moet daar nie suiker in wees nie. Nou ek maak nou al vir 35 jaar vir haar koffie. So ek was nou gewoond gewees aan, maar wat's nou hierdie nuwe ding van nie suiker nie? En sy het aangehou daarmee. En so 2 jaar terug te sê ek, maar kom ek probeer dit. Ek het aangehou om 2-1 te maak. En toe op 'n dag gekom en sê, nou maak ek 1-0. En ek het nog nie weer omgedraai nie. Ek dink is nou so 'n jaar of 2. Dis klein keusetjies wat ons net maak. Daai een keuse help my. In my lewe het ek 'n sinusprobleem. Ek het allergie vir melk. So ek kan nie enige pudding eet wat by enige ete omtrent bedien word eet nie. Ek kan nie normaal koffie drink hier buitekant nie. Ek kan nie normale cappuccino drink. Ek kan nie roomys, sjokolade, yoghurt, alle goed wat ek van gehou het, kan ek al eet nie. En ek eet dit al vir 20 jaar nie. Maar net daai dissipline om vir mense te sê nee. Soos Roman's Pizza sien my nie. Ek sê nee. Ek het 'n vriend wat, hy eet nou weer die kaas. En dan sê hy, ek sal maar net 'n pilletjie vat. Daai klein goedjies in ons lewe. En die Here gebruik dit in my lewe, om my deur my fisiese dissipline, kom hy en ek het beleef hoe hy my leer hoe my geestelike dissiplines dieselfde te maak. Tweedens, behalwe vir dissipline en selfbeheersing in ons lewe, is dit balans. Jy sien, dit gaan oor balans in ons lewe, maar nie balans gelyk hoeveelheid noodwendig nie. Want die balans waarvan ons praat in ons lewe, as ons kyk na ons heel wees, dan gaan dit oor my liggaam en my gees. En Paulus kom help ons, Johannes eerstens, en Paulus kom help ons om dit te verstaan, saam met Johannes wat skryf, Johannes sê in 3 Johannes 1 vers 2, hy sê, Beloved, I pray that in every way you may succeed and that you may prosper and be in good health. Jy sien, jou gesondheid is so belangrik. En jy sit dalk vanoggend hier, en jy sê, maar ek het 'n fisiese uitdaging. Ek het 'n gesondheidsuitdaging. Ouens, ons gaan die Here vanoggend vertrou vir daai ding. Want is die Here se wil, dat dit sal goed gaan met jou. Just as I know, sê Johannes, your soul prospers spiritually. Jy sien, dit gaan oor my liggaam en oor my gees. Maar ons moet die regte perspektief hê. Dit beteken nie, nee, ek moet nou hardloop, ek moet nou laat waai, kom ons 'n bietjie ligter wees op die Bybel en op die kerk toe gaan ry. Weet, ek moet nou naweke moet ek nou gaan marathons doen en weet, ek moet uitkom by Comrades. Dis nie wat ons sê nie. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, liggaamlike oefening is van beperkte waarde, maar godsvrug is waardevol in elke opsig. Jy sien, Paulus kom sê nie dat oefening is nie belangrik nie, of is onbelangrik nie. Maar hy sê net, dit het nie die hoogste prioriteit in my lewe nie. Ek dink Paulus is 'n
sy omgewing was ook 'n bietjie anders as ons, né? Hulle het baie geloop. Maar hy was ook in omgewings gewees waar die Kolosseum en oefening en al daai goeters, het mense dalk probeer vat na, en Paulus help ons net om te verstaan. Dit is so belangrik dat ons die regte balans het. En hier is hoekom dit belangrik is. Hier is hoekom jou liggaam tog belangrik is. Want enigiets wat God gaan doen deur my en jou lewe, gaan hy doen deur ons liggaam. Sien, my motivering om fisies gesond te wees, is gekoppel aan my doel. Hoekom is ek hier? God se plan in my lewe. Jy sien, my doel is nie om 'n perfekte liggaam te bou nie, maar om mense te wees wat Jesus weerspieël. En daarom kan ons aflei, dat God roep ons nie om fisies sterk te wees nie, maar om geestelik volwasse te wees. Die derde gewoonte wat ek gouer met jou oor wil gesels, is die gewoonte saam met eet en beweging, is die gewoonte van rus. Ek dink is vir ons belangrik om te besef hoe belangrike aspek is van ons gesondheid is om te rus. En dat rus is nie luiheid in jou lewe nie. Rus is eintlik getrouheid aan God. Ek kan maar mami daar nou stamp op, papa. Ek kan vir sê, ons kan maar 'n bietjie gaan. Ons kan gaan rus, is okay. Dis okay. Jy sien, 'n rusdag in God se koninkryk is 'n belangrike ding. Wanneer hy kom sê wanneer hy vir ons kom sê, heilig 'n rusdag in jou lewe. Hy kom sê, die Sabbat is heilig. Dit beteken, dit is belangrik. Dit is iets wat afgesonderd is vir my en vir jou. So dis nodig dat ek en jy kyk na ons rusdag. Nou ons sê nie nou, hoor jy so, dit beteken nou, dis hoe jou week moet lyk. Jy moet, hierdie dag moet jy dit doen, daai dag moet jy dat doen nie. Wat ons sê is dat ek en jy moet in ons lewe patrone inbou, gewoontes inbou van rus. Dat ek kan afsny op 'n dag, soos 'n Sondag. Waar ek afsny van alle werk, waar ek afsny van my werkkonneksie. Jy weet, party ons weet ek van julle gaan nou terug huis toe gaan en dan gaan jy daar weer by jou laptop sit en jy gaan dalk wil werk. God wil hê dat ons moet 'n dag hê waarin ons afskakel, waarin ons rus, waarin ons aanplak uit die matrix. En dat ons net fokus op ander goed, saam met ons familie, en ons net bietjie kan asemhaal. Ons liggame en ons gees is deur God ontwerp om te funksioneer met rus ook. Jy het dit so nodig, want jy het herstel nodig. Jy sien, en wanneer jy rus, dan erken jy dat God is die een wat jou lewe dra en jou onderhou. Baie van ons dink dat as ek dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En dat ek moet aanhou, en ek moet aanhou, en ek moet aanhou. Dit is my geloof in Jesus Christus wat weet wat ek nodig het, en dat ek werk wanneer ek werk, en ek rus wanneer ek rus. En ek vertrou in hom, dat hy sal kom en hy sal vir my kom gee. Die woord praat van dat die Here gee dit wat ons nodig het, selfs in ons slaap. Nou as ons vinnig oor slaap praat, want rus is natuurlik nie net slaap nie, né? Maar slaap is ook belangrik. En dit is nodig dat ek en jy ook goeie slaap inkry as deel van my rus. En ouens, verlore rus kan jy nie inhaal nie. Jy kan nie vanaand 'n uur slaap en môre aan 10 ure en dat jy dit ingehaal nie. Ons het nodig om goeie slaap in te kry. En ek wil nou nie oor tye praat, jy kan dit gaan Google, dis oral beskikbaar. Maar iemand het die volgende gesê oor slaap. Sleep is not an optional luxury. It is a non-negotiable biological necessity. Jy sien, die wetenskap selfs het hierdie ding agtergekom en sê vir ons, dat slaap verbeter jou breinfunksie. Dat slaap verbeter jou hormoonbalans. Dit versterk jou immuunstelsel. En dit is die natuur se beste poging teen dat ek en jy op 'n vroeë ouderdom tot sterwe kom. Slaap. Dit is belangrik dat ek en jy genoeg rus. Ek dink ons besef vanoggend, en wat ons wil sê vanoggend is, dat ons gewoontes is belangrik.
dat jou gewoontes vorm jou. En dat jy as 'n heel mens besef, dat my emosionele en my geestelike en my fisiese gesondheid, al drie beïnvloed mekaar. En vanoggend gaan ons ook die nagmaal gebruik. En wanneer ons die nagmaal gebruik, dan kom ons en ons kom sê, Here, dankie. Dankie dat ons kan weet, dat U het U liggaam kom gee. U het U self laat breek, sodat ek kan heel wees. U het U bloed laat stort, sodat ek kan deel wees van U koninkryk. En dat ek afgesonder is vir U. Ek en jy weet dat Jesus het gekom, sodat ek in elke dimensie van my lewe in sy volheid kan lewe. Terwyl die musiekspan vorentoe kom, ek weet hier's vanoggend ouens wat dit uitdagings as dit kom by jou fisiese liggaam. Dat ons dalk siektes in jou liggaam, as ongesteldhede. Dalk is daar in jou liggaam goed wat jy sukkel om van ontslae te raak. Dalk is daar goed wat jy net nie kan los nie. Ek kom vanoggend, wil ek saam met jou bid. Dalk is daar goed wat jy sê, dis vir my onmoontlik om hierdie ding te verander. Ek wil vir jou sê, by God is alles moontlik. Ek wil jou aanmoedig vanoggend om 'n stap in geloof te neem en te sê, ek glo ek kan. Daar's soveel voorbeelde in die wêreld daar buite van mense wat nie gehaat het nie, maar het gesê ek kan. Ek het nie 'n voorbeeld van iemand wat siek was, maar ek het 'n voorbeeld van iemand wat 'n gebrek gehad het. Haar naam was Natasha gewees. Ek moes in haar standaard 9 jaar moes ek haar evalueer of sy sal kan 'n tandarts word. Die challenge was, sy het nie 'n linkerarm gehad nie. Nou as jy wil hê 'n tandarts moet in jou werk, weet daarom jy moet kan sien in jou mond. Want is die linkerarm wat die spieël vashou. Is die linkerarm wat 'n klomp goeders doen. En ek het met daai jong meisietjie gesit en ek het vir haar gevra, hoekom dink jy kan jy dit doen? En sy het vir my die vraag gevra, maar mense vlieg dan. Ek het 2 Arabier-perde, sê sy vir my. Ek ry hulle al 2, voluit. Sy het geglo sy kan. En aan die einde van haar finale jaar was sy die beste praktiese student gewees in haar klas, in elke vak. Chirurgie, ortodontie, kindertandheelkunde, Kronenbrugwerk, elke ding en alles werk met jou hande. 2 jaar terug het ek soveel pyn in my liggaam gehad as ek oefen, dat ek besluit het ek gaan net fietsry, want as ek op 'n fiets sit, dis maklik, ek kan dit doen vandat ek 4 jaar oud is. Dis nie effort om fiets te ry nie. Dus opdraan is so 'n bietjie moeiliker, maar ek kan dit nog steeds reg kry. En ek het net hierdie begeerte gehad waar ek wil draf, ek wil oefen soos ek altyd geoefen het voor die Comrades, wat ek nie gehardloop het nie. Toe ek die been, ek het 'n probleem gekry. En vir die laaste 9 maande het ek vasgebyt en net begin om te stap en om te gaan oefen. En ek wil vir jou sê vanoggend is moontlik. Ek het gister vir die tweede keer 10 minute gehardloop. Ek lyk dalk baie fiks. Dink as ek kom die Jean my gevra het om hieroor te praat. Maar ek wil vir jou sê, ons almal het uitdagings. Jy sit dalk hier vanoggend net 'n uitdaging. En ek wil hê ons moet saam bid vanoggend. Staan asseblief saam met my. Daar's iets wat die Here dalk in jou hart ook stuur vanoggend rondom jou gewoontes. En ek wil daaroor ook saam met jou bid vanoggend. Wat dit ook al is, jy weet wat dit in jou hart is en die Here weet. En ek wil hê jy moet vanoggend eerlik wees met jouself en met die Here en hom toelaat om in jou te kom werk, want hy sê, it is not by might or by power, but by my spirit. En dit wat jy gaan doen, as jy hier uitstap, gaan nie oor
jy wat nou probeer nie. Dis die Here wat jou wil kom bemagtig en wat vir jou reeds soveel gedoen het, sodat jy kan stap in elke plan wat hy vir jou het. Maar vanoggend wil ek daarvoor ook bid vir jou. So as jy vanoggend 'n siekte het, as jy vanoggend 'n ongesteldheid het, en jy sê, kan julle saam met my bid en saam met my vertrou, wil ek jou vra om jou hand in die lug te sit. En om net daar te hou. En ek wil die ouens nooi wat oral daar rond staan, dat jy jou hand sal gaan sit op iemand wat sy hand in die lug het. Net daar wil hulle staan, hou asseblief jou hand in die lug. Ek wil die liggaam vra om vanoggend te kom, om die liggaam te bedien. En by jou persoon te gaan staan, dan bid ek saam met julle. Kom ons vertrou die Here vanoggend. En ek wil hê jy moet die Here vertrou. Daar's dalk van julle wat sê, ek is al moeg vertrou. Ek is al moeg vertrou vir die Here vir my sinus. Hy het al 'n ander klomp goed uitgesort, maar nog nie daai nie. So kom ons staan net vanoggend by mekaar. En dan, as jy vanoggend 'n gewoonte in jou lewe het, wat jy sê, Here, ek wil hier aan aandag gee, wil ek jy met die ander hand lig. Net daar waar jy staan. En as jy nie jou hand lig nou nie, dan is ek bietjie bekommerd. So, as jy net jou hand so wil lig, en dan gaan ons saam bid, en ons gaan die Here vertrou. Vader, dankie dat ons kan kom nou, in die naam van Jesus. Here, waar ek my hande op Eugene sit, en vir hom en vir Jana en hulle familie, en waar elke hand ergens op 'n skouer is, kom ons vanoggend, Here, en ons kom, en ons reageer op Jesus se woorde wat gesê het. All things are possible for those who believe. Here, ons sit ons geloof vandag saam in hierdie plek. Here, op elke persoon wat vanoggend 'n behoefte het. En dankie Jesus dat ons kan kom vertrou vanoggend vir genesing, vir gesond word, vir heel word in elke area, Here, wat mense se liggame aantas. Dankie Vader dat ons vertroue vanoggend in U kan sit. Here, U wat kom en tussen murg en been kan kom skeiding maak. Here, U wat die diepste binnekant ken van elkeen. Here, dankie dat ons vanoggend die bloed van Jesus kan bid oor elke persoon, elke kwaal, elke hand wat in die lig is. As jy vanoggend iemand het wat nie hier is, en jy wil jou hand oplig, wil jy nie net dit ook doen vir iemand wat ons die Here voor kan vertrou nie. Vader, dankie dat in Jesus se naam is daar genesing. In Jesus se naam is daar oorwinning. In Jesus se naam staan ons vanoggend, Here, en ons dankie Vader dat U wil oor ons lewe is dat ons sal goed kan funksioneer en dat ons kan heel wees. En dankie Here, ons verstaan nie altyd hoekom U nie heel maak nie, maar vanoggend wil ons kom sê, dankie dat ons U kan vertrou vir die werk in elke liggaam in hierdie plek. Dankie Jesus. En dankie Here vir elke persoon wat sy hand opsteek of haar hand opsteek vir 'n gewoonte, wat U vertrou Here vir 'n deurbraak, om uit daai couch uit te kom, om nee te kan sê, Here, om te kan dissipline in my lewe bring. Here Vader, dankie dat U elke persoon hier bemagtig, Here, deur die Heilige Gees, om ons te help, ons te herinner, om ons wysheid te gee, om ons te help en te kies om gehoorsaam te wees, en om God se stem te volg in my lewe, en om God te eer met my liggaam, en met elke besluit wat ek maak. Dankie Vader, dankie Jesus. Dankie dat ons as 'n gemeente kan gesond wees, en dat ons die pad kan stap, Here, van heel wees, en kan weet, dit is U wil vir ons lewe. Dankie Vader dat ons kan aanhou om vir mekaar te bid, en mekaar te help, en te herinner, in die naam van Jesus. Amen.